Hallo almal, hierdie is ons eerste video oor trigonometrie. Trigonometrie word soms ook driehoekmeting genoem, omdat ons die verwantskap tussen hoeke en sye binne in driehoeke gaan bestudeer. In graad 10 werk jy net met 'n 90 grade driehoek. So kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk so 'n reghoekige driehoek. Die sy reg oor die 90 grade hoek word die skuinssy genoem. Dan hang dit verder af met watter hoek ek werk. Jy sien, ek het twee kleiner hoekies hier, hoek C en hoek A. As albei kleiner as 90 grade. Nou, die sy wat reg teenoor hoek C is, word die teenoorstaande sy genoem. Dit maak baie sin. Die sy wat reg langsaan is, word aangrensend genoem. Dis mos wat aangrensend beteken, is reg langsaan. Nou, as jy kyk na hoek C, dan raak hoek C aan die aangrensende sy. Hoek C raak ook aan die skuinssy, maar dis hoekom ons met die skuinssy begin het, ons het hom eers gemerk. So, dit kan nie die aangrensende sy wees nie. Nou kan ons presies dieselfde doen vir hoek A. Daar is hoek A. Nou, ek het gesê, waar die teenoorstaande en 'n aangrensende sye lê, hang af van met watter hoek ek werk. As ek met hoek A werk, is die sy wat reg teenoor hom is, die sy BC, so vir hoek A is dit die teenoorstaande sy. En die een wat aan hoek A raak, is die aangrensende sy. Weereens, die skuinsy raak ook aan A, maar dit kan nie aangrensend wees nie, want dit is die skuinsy. Nou is daar iets interessant. Ek het 'n kleiner driehoekie DEF ook hier op die skerm, en ek het dit so geteken, dat hoek D net so groot soos hoek A is, en hoek hoek F, net so groot soos hoek C is. So, die twee driehoeke is inderwaarheid gelykvormig, want hulle het dieselfde hoekgrootte is, en as ons gaan kyk na die sye, sal ons sien, dit is in verhouding. Maar die interessante ding wat ek nou wil kyk is, kom ons werk met hoek C en met hoek F. So vir hoek F is die teenoorstaande, laat ek dit net gou hier neerskryf. Dit is die skuinssy, en dan as ons werk met F, is DE die teenoorstaande, en die EF is die aangrensende sy. So, as ek nou gaan, en ek kyk na hoek C, en ek gaan werk uit, wat is die verhouding? Met ander woorde, ek vat die lengte van AB, wat is die verhouding van die teenoorstaande sy tot die skuinssy, sal ek sien, dat die teenoorstaande op die skuins hier, en die teenoorstaande op die skuins hier, vir my presies dieselfde antwoord gee. En dit werk so met enige twee verhoudings. As ek die aangrensend op die skuins sou uitwerk, en ek sou hier aangrensend op die skuins uitwerk, kry ek ook dieselfde antwoord. En teenoorstaande op aangrensend en teenoorstaande op aangrensend gaan ook vir my dieselfde antwoord gee. Solank my twee driehoekies gelykvormig is, met ander woorde, solank as wat die hoeke gelyk is. So ek het 'n 90 grade, nou het ek enetjie wat met kruisies gemerk is, en ons weet dat hoek A en hoek D ook ewe groot is. So dit gaan ons nou gebruik om 3 trigonometriese verhoudings te definieer. Ek het my reghoekige driehoekie, kom ons merk, kyk nou skryf ek sin. Die skuinssy gou, ons merk die skuinssy.
as ons met hoek C werk, dan is daardie die teenoorstaande sy en hierdie BC is die aangrensende sy. Nou die definisie vir sin van 'n hoek C, ons moet sê van watter hoek ons praat, want sin van verskillende hoeke gaan verskillende groottes hê. Die sin van 'n hoek is altyd die teenoorstaande gedeel deur die skuins sy. So, in die geval van hoek C, is die teenoorstaande AB, en die skuins sy is AC. So, sin van C gaan AB op AC wees. Belangrike ding om te onthou, is sin is teenoorstaande op skuins. Dis eintlik maklik om te onthou, as jy net sê sins, wat beteken, sin van 'n hoek is teenoorstaande op skuins. Goed, kom ons doen dieselfde vir hoek A. Nou ja, my skuinsy gaan nie verander nie. My skuinsy is die een wat reg oor die 90 grade is. As ek na hoek A kyk, waar is die teenoorstaande? Dis die een wat reg teenoor hom is. So, vir sin van A, gaan dit ook die teenoorstaande wees, wat BC is, op die skuinsy, wat nog steeds AC is. Dis die definisie van sin. Ek wil net noem die regte naam is sinus, soos ek hier geskryf het, maar ons gebruik net die eerste 3 letters wanneer ons dit skryf. Volgende gaan ek kyk na die definisie van cosinus. Maar weer eens, ons gebruik die eerste 3 letters, so ons gaan praat van cos. So cos van 'n hoek, en ons begin maar weer met C. Cos van 'n hoek se definisie is aangrensend op skuins. Nou kom ons kyk na my regte hoek, my driehoekie met 'n 90 grade hoek. Reg teenoor die 90 grade hoek het ek die skuins sy. Nou werk ek verder met hoek C, so hier is hoek C. Die een wat teenoor hom staan is hier, dit is AB, en die een wat reg langs aan is, wat aan hom grens, is aangrensend. Nou kyk mooi, die definisie vir cos is aangrensend op skuins. So aangrensend aan die hoek C is BC. En die skuinsy is AC. So die definisie van cos is, cos van 'n hoek is die aangrensende op die skuinsy. Nou soos wat ons sin onthou het deur te sê sins, want sin van 'n hoek is teenoorstaande op skuins, kan ons cos onthou deur te sê cosas, want cos is aangrensend op skuins. Goed, kom ons maak die driehoekie skoon, en net 'n uitveer kry, ons maak die driehoekie skoon. Ek hou die 90 grade hoek in die skuinsy daar. Kom ons werk nou uit, wat gaan cos van die hoek A wees? Wel, dit gaan aangrensend op skuins wees. Nou vir die hoek A, waar is die aangrensende sy? Die aangrensende sy raak aan die hoek. So, daar is my aangrensende sy. Ja, dit is waar, hierdie een gaan die teenoorstaande wees, maar eintlik het ek dit nou nie eers nodig nie, want ek werk met cos en cos is aangrensend op skuins. So aangrensend is die sy AB en die skuinsy is nog steeds hier. Dit is die sy AC. Nou het ons al 2 van die 3 gedoen, kom ons gaan dadelik na die definisie van tangens van 'n hoek. Nou, tan van 'n hoek,
sê maar weer hoek C, se definisie is teenoorstaande op aangrensend. So kom ons kyk na die driehoek. Hier is my 90 grade hoek, so reg teenoor die 90 grade hoek het ek die skuinsy. Dan as ons na hoek C kyk, aangesien ek nou hier geskryf het tan van C, weet ek die sy wat reg teenoor dit staan, is die teenoorstaande sy, en die sy wat aan die hoekie raak, is die aangrensende sy. So as ek gaan kyk na teenoorstaand op aangrensend, gaan dit wees AB vir die teenoorstaande gedeel deur BC. So dit is dan AB op BC. So dit is ook maklik om te onthou dat die definisie vir tan teenoorstaande op aangrensend is, as jy net aan die woord tanta dink. Ons doen dit weer, maar hierdie slag vir hoek A. So dit is baie belangrik dat jy kyk met watter hoek jy werk. Ons gaan nou met hoek A werk. My skuinsy verander nooit, hy's reg oor die 90 grade hoek. Nou vir hoek A sal die een wat reg teenoor hom staan BC wees, en die sy wat aangrensend is, wat aan die hoek raak, is die sy AB. So, nou kan ek sê, tan van hoek A gaan ook wees teenoorstaande op aangrensend. Teenoorstaande is BC, en aangrensend is, hier het ons aangrensend AB. Goed, ter afsluiting net gou weer die drie definisies. Ons praat van sins, kosas en tanta, is die maklike manier om dit te onthou, want dan weet ek sin is teenoorstaande op skuins, kos is aangrensend op skuins, en tan is teenoorstaande op aangrensend.